enkele bloedskenking kan tot 3 lewens red en op 28 Maart word Suid-Afrikaners reg oor die land aangemoedig om deel van iets te wees wat werklik 'n verskil maak. Rian Greiling van Roundtable Southern Africa en Nhlanhla Hlophe is vandag hier om ons meer oor die SANBS se landwyse bloedskenkingsveldtog te vertel. Goeiemôre, good morning en welkom. Goeiemôre, good morning. There we go. So Rian, ek gaan met jou begin deur vir jou te vra dat jy vir ons vertel presies wat op die 28ste Maart gebeur. Môre Elsa, dankie vir die geleentheid man. Ja, so die 28ste Maart is 'n groot veldtog wat deur SANBS en Roundtable geloods word. En die oproep vir die veldtog is baie eenvoudig. Answer the call. Nou ek as Roundtable vandag sit hier en sê ons gaan die oproep antwoord en ons vra vir Suid-Afrikaners om ook uit te kom die 28ste Maart en te kom bloed skenk. En regtig 'n verskil te maak want dit is 'n klein stukkie van jou lewe wat jy opgee en regtig 'n daadwerklike verskil te maak in jou gemeenskap. En 'n lewensstyl. Ja. And Nhlanhla, what is the purpose of this initiative? So the purpose is very straightforward. It is to tell the nation to answer the call. We have a goal of 6,000 units, and the aim of this initiative is actually to urge South Africans to please come forward. We are going to be going into the holidays, and if you know the holiday period, you know we're prone to accidents, and this time of the year also emergency What is it? Emergency stock? Emergency stock, yes, yeah. stock. Emergency stock. I went blank there, but emergency stock. So we're just urging South Africans to just please answer the call, bring your loved ones, your families, and so that we can hit our goal to 6,000 units and also to have 8 days stock cover as SANBS. Rian, het jy iets om by te voeg? Ja, ek moet vir jou sê dit van die Roundtable se kant af is dit 'n fantastiese inisiatief om deel te neem. En op die einde van die dag om 6,000 eenhede in te samel, wys jou net weer eens hoe belangrik dit is. En op die einde van die dag die werk wat SANBS doen en wat Roundtable saam met hulle doen, gaan maar oor bewusmaking om mense te kry om te kom deelneem op die dag, ja. So, hoe presies is Roundtable betrokke? So van Roundtable se kant af, kyk, een van ons waardes is diensbaarheid. En hierdie is 'n eenvoudige ding waar ons regtig diensbaarheid kan uitleef. Ons glo nie net te praat oor impak nie, maar eintlik impak te gaan maak in die gemeenskap. En wat beter om dit saam met SANBS te doen, en jy kan dit nie meet aan 'n lewend wat jy red nie. Daar's nie geldwaarde nie, dis regtig 'n lewens wat jy red. So, ja. Are there basic requirements that people should know about? Absolutely. For you to become a donor, you just need to be between the ages of 16 to 75, lead a healthy lifestyle, weigh 50, and obviously minimum is 50, and then just consider yourself to be in good health. Why would you motivate people to participate or to donate? It's very important. I mean, we're talking about an initiative of saving a life, you know, so South Africa needs that. We speak of mothers who are in hospital that need blood transfusion, emergencies, surgeries that need, you know, transfusion. So we urge South Africans to answer that call and come and donate to save lives. Rian, waar kan mense meer inligting in die hande kry? So eerstens kan jy op die SANBS se webtuiste gaan of enige SANBS se donor center. Jy gaan daarso definitief meer inligting kry. En dan so ook op Roundtable se socials en SANBS se socials. Kyk uit vir ons die 28ste Maart. Roundtable en SANBS gaan oral wees in Suid-Afrika. Kom skenk bloed, kom neem deel, kom maak 'n verskil. 'n Mens hoor soms van mense wat so 'n bietjie huiwerig is om deel te wees van so 'n veldtog of 'n inisiatief. Wat sê jy vir daai kykers wat miskien ingeskakel is? Kyk dit, ek moet op die einde van die dag sê die mense dis normaal om so 'n bietjie bang te wees om bloed te skenk. Daar is maar naalde betrokke, maar dan moet ek vir jou sê die SANBS se mense is professioneel. Wat hulle doen en hoe hulle self kan ek sê kondak by die dienssentrums is regtig fantasties, verstaan. En dan so ook die lekkerste koekies na die tyd in die wêreld kry jy daar. En met Roundtable wat betrokke is, ek moet vir jou sê Roundtable sit daai bietjie ekstra by. Die ouens is so kreatief met wat hulle doen op so dae. Ek meen hulle braai vleis, hulle doen pint for pints. So ja, kom uit, kom kuier saam met Roundtable, kom skenk bloed, kom red 'n lewe. Dit is basically die boodskap vandag. Where can people donate? We have donor centers, so the easiest is for the nation to refer to our social media pages where we post, you know, where we're going to be on the 28th of March, as also our website that, you know, they can see where our donor centers are and our mobile units.
Well, thank you so much for joining us. En Rian, ek wil van my kant af ook sê, weer eens dankie vir die goeie werk wat julle doen. Ek dink dit is baie belangrik vir organisasies om eintlik hande te vat, om so 'n inisiatief of veldtog net verder te bevorder. So, dankie dat julle vanoggend hier by ons kom kuier het. Thank you so much. Thank you. Goed, jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Nou daar het jy dit. Onthou nou, moenie vergeet van daai datum nie. 28 Maart gaan skenk bloed. Net hierna gesels ons oor 'n vakansieoor. So bly net waar jy is. Ons is nou weer terug. Nou ja, toe gepraat van oorde, hierdie is nie sommer enige oord nie. Vloedbosoord is onlangs aangewys as die beste vakansieoord in Suid-Afrika deur die Western Cape Resorts Network. By ons is Demichelle van Sail, eienaar van Vloedbos, om ons meer te vertel oor hierdie eer en wat die oord so besonders maak. Demichelle, hartlike goeiemôre. Goeiemôre. Hoorie, so baie geluk met hierdie amazing toekenning. Hoe het dit vir julle gevoel toe julle hierdie nuus ontvang? Ons het die veld uitgeslaan. Ek het dit glad nie verwag nie. My pa was gelukkig by die Buite Expo. Hy is die eintlike eienaar van Vloedbos. Ons kinders het by hom oorgevat, hy het sy 2 jaar terug afgetree en hy het die toekenning self ontvang. Dit was om die erkenning vir hom te kan gee was baie lekker. So vertel vir my, wat dink jy maak Vloedbosoord so uniek en spesiaal vir besoekers? Ek dink kampers van vandag soek die stilte wat die plaaslewe jou kan bied, maar ook die gemak. So jy wil kom kamp in die stilte, jy wil daai stilte ervaar buite die stadsbeweging en die stadsgeraas, maar jy wil ook aan takeaways bestel en jy wil by 'n restaurant gaan eet en jy wil hê jou kinders moet besig gehou word. Want ons op 'n plaas is, alles is lekker by mekaar. Ouers voel hulle kinders is veilig om te kan gaan speel, te worry oor hulle nie, daar's baie aktiwiteite, hulle word besig gehou. So waar jy nie miskien baie vakansietyd het nie, kan jy 'n naweek kom en dit voel soos 'n mini vakansie. Hoor jy nou, vertel vir my 'n bietjie van die oord. Hoe het dit alles begin? Die oord is so 20 jaar oud. My pa het geboer, ons het nie 'n baie groot plaas nie. Hy het geboer, die nie baie goeie oeste afgehaal, 'n paar jaar na mekaar nie, so dit was, hy moes 'n besluit daar geneem het, en hy het sy implemente verkoop, hy het opgehou boer, het plaas verhuur, met taalbesigheid begin, sy skuld afbetaal, en toe het hy besluit om 'n oord te begin. En ja, hy het sy eerste huis gebou in 2006, dit was 'n sukses, en hy het besluit om 'n kamptrein te begin, en dit is na 18 jaar het hy afgetree en nou ons kinders oorvat en van wys wat ons kan doen. Hoe wonderlik is dit? Nou ja, toe, ek moet nogal sê, ek dink hy het seker dalk ook net so in die regte tyd oorgegee, want die toerismebedryf verander mos maar die heeltyd. So hy dink die jonger generasie gaan nou eerder die energie hê daarvoor. Ja. Hoe maak julle dan om nou aan te pas by nuwe tendense, jy weet, soos die groei in die kamp en die glamping ervarings en dies meer? Daar's baie kompetisie daar buite. Ek dink elke jaar is daar 'n nuwe oord, so dit is moeilik. Ons het in die laaste 2 jaar wat ons as die kinders wat oorgevat het ons besluit, ons gaan in plaas van om nou nog uit te brei, ons het baie planne, gaan ons dit wat ons het verbeter, om seker te maak dat dit wat ons het, bly goed en bly topstandaard. So ons het begin met solar, om vir die mense te kan krag gee wanneer dit loadshedding is, en ons het baie kragonderbrekings op die plaas, en dit is gewoonlik op 'n Vrydag, so dan kom die gaste, en dan het jy 'n kragopwekker, so om gaste gelukkig te hou, ons begin met solar, ja, en daar, ons kan aircons in die eenhede sit, bring die kragpryse 'n bietjie laer, ja, so ons begin met dit wat ons het te verbeter, en dan in die toekoms, ons het baie planne vir die toekoms.
Op die einde het die oord nou al sy identiteit en mense sal daarheen gaan net omdat hulle weet wat hulle daar kan kry. Hoe belangrik is organisasies soos die Western Cape Resorts Network vir oorde soos julle? Baie belangrik, dit gee vir ons baie blootstelling, byvoorbeeld met die toekenning wat ons nou gewen het. Ons ondersteun mekaar waar oorde geneig is om nou in kompetisie met mekaar te wees. Is ons daar mekaar te ondersteun, so indien jy 'n probleem het of jy het 'n vraag oor iemand wat iets soek, 'n gas wat dalk 'n probleem het of jy het 'n situasie, dan kan jy by mekaar kom en jy kan daaroor gesels en jy kan 'n oplossing kry. So ons staan mekaar by. Laaste maar nie die minste nie, die Goeiemôre Good Morning span wil kom kuier. So waar kan mens meer inligting kry? Jy weet vir 'n volgende wegbreek gedagte en by julle kom inloer en ook natuurlik bespreek. Wel, jy kan gaan na ons webtuiste www.vloedpos.com of ons skakel op 083 359 1505 of ons e-pos stuur. Ons besprekings via e-pos is info@vloedpos.co.za. Vreeslik baie dankie en nogmaals baie geluk met hierdie groot toekenning. En ons weet sommer julle gaan van krag tot krag groei en wie weet een van die dae kom ons julle dalk 'n bietjie daar verras. Baie dankie. Die Michelle, baie dankie. Nou ja, toe, heerlik klink dit vir my verseker om 'n bietjie weg te kan breek. So daar het jy nou geen verskoning om te dink aan 'n plekkie vir 'n volgende wegbreek nie. Nou ja, 'n stem wat ons almal ken, is net hierna saam met ons. Mag ek sê? Ja, gaan dit sê. Niemand anders nie as Henny Koortse wat saam met ons kom inloer en lekker met Elsa gaan gesels. So moenie weggaan nie. Jy's ingeskakel en kuier saam met ons hier by Goeiemôre, Good Morning. Man, gaan nou vir my voel of ek rugby gaan kyk. Lekker.